God is good. And all the time. Voor jou sitplek inneem. Nie sitplekkie, sitplek. Kyk na iemand langs in jou en vra vir die een, what is love got to do with it? Kyk na die ander ene, what is love got to do with it? En die een wat jy ignore, what is love got to do with it? Jy mag die sitplekke inneem, hoor. Moenie worry nie, as die Tina Turner se ene nie. Hulle sal nie ken nie, nou het ek my ouderdom weggegooi vir julle. Tina Turner, mense, die Here is goed vir ons. Sy goedertierenheid is in ewigheid en sy getrouheid is van geslag tot geslag. Ek het vanoggend 'n boodskap uitgestuur. Moenie stres nie. Dis okay. Ek het vanoggend 'n boodskap vir ons teamleaders uitgestuur en seker vir die. Ek sê ons kan sonder alles klaarkom vandag, maar nie sonder die Heilige Gees nie. Ons krag kan afgaan, ons musiek kan stop, ons stemme kan ophou, alles kan ons verloor vandag. But I don't want to go in this life vandag sonder die Heilige Gees en sonder Jesus Christus. Amen. Ek glo dat die Here is hier vandag. Amen. Ek weet die vyand het miskien alles probeer om in hier te kry nie. Ek het gehoor in die geselskap, ek gaan nie name noem, iemand het 'n pyn gehad vanoggend, maar die een het haar net lekker gestretch en die een is hier vandag. Dit is net waar jou hart is. Die Here sal vir jou 'n way maak. En ek weet nie wat jou omstandighede was vir jou om vandag hier te kan wees nie, maar ek glo die Here het 'n afspraak met jou en die Here het 'n afspraak met my. En ek het vandag 'n voorreg om my vriende, ek noem hulle my vriende, as nie net my kennisse nie, my vriende, en ek gaan hulle na vore roep, vir Shannon en vir Wanique. Kom ons gee vir hulle 'n lieflike handeklap. Amen. Hulle is fenomenaal. Hulle is amazing family van ons Hope family. Ja, julle kan maar sit saam met ons. Hulle is amazing. Ons doen die lewe saam met mekaar. En jy kan maar sit. En wat 'n voorreg is dit om hulle vandag saam met ons hier te kan hê. Baie keer sien ons dinge van die buitekant af en ons sien, wow, ek wens ek kan soos hulle wees. Het gaan goed met hulle. Ek wens die Here kan my ook seën soos die Here vir hulle geseën het. But if we know what people went through, then we will say, God, rather let me be like this. I don't want to be like that now, perhaps later. Want baie keer is dit maklik om dinge na te jaag. Jy wil die kar hê, jy wil die geleentheid hê, jy wil die huis hê, jy wil die body hê, jy wil die kinders hê. Daar's so baie wat ons wil hê. Maar ons gaan uitvind wat baie mense deurgaan in die lewe. As ons kyk na Jesus, wat hy moes deurgegaan het, die kruis wat hy moes gedra terwille van my en terwille van u, kan ons net sê, wow, God be the glory for the things he have done. Maar voor ek hulle self laat voorstel, wil ek ook net vir Ruth, as Ruth van der Merwe, sy is hier saam met ons, ek sien dan nie, daar is Ruth. Ruth, ek wil net vir jou baie dankie sê vir jou hart, baie dankie vir wie jy is, dankie dat ons nog steeds die lewe kan vier van jou man, Johan, wat die vandag saam met ons is, maar Johan as persoon, is nie vandag saam ons hier nie, maar kan sien wat die impak wat hy in mense en in bikers se lewe gemaak het, trek Johan nog steeds mense na Jesus toe. En ek wil vir jou baie dankie sê vir die inisiatief wat jy elke keer neem en al die bikers wat vandag hier so sit. Dankie dat julle vir Ruth ondersteun. Mag die Here julle seën en mag die Here se aangesig oor julle lewe skyn. Kom ons gee vir Ruth 'n lieflike handeklap. Amen. Amazing. Shannon, Wanique, welkom saam met ons. Stel julle geself voor, man, in ons pragtige familie. Kom eens weer. Stel hom nou. Yes. Hey. Ek wil net vir jou sê, jy het 'n baie mooie hemp aan, hoor. Dankie man, dankie. Ek beloof julle, ons het dit nie beplan nie. Ek dink my hemp het so 'n bietjie kleiner geraak. Ek was die wasmasjien, maar anyway. Baie dankie vir die voorreg om hier so te wees. Dit is actually so amazing om soveel mense te sien. Ons was actually by die verkeerde kerk gewees. Ons was in Protea Park gewees en gedink dit is Parkdien, maar ons het dit gemaak tuis, ons is hier so en ja, my naam is Shannon. En ek wil net vir julle sê van waar ons vandaan kom. Ek is actually, ek is gebore in Witbank. Ek weet nie of julle weet waar Witbank is nie, is in Mpumalanga. Maar as 'n kind het ons regtig baie rondgetrek en ek het nie regtig 'n verstandige skool gehad waar ek vriende gemaak het wat ek kan sê is regte vriende tot vandag toe nie. So ons was regtig heeltemal in die wind gegooi van kleins af tot groot toe. Maar ek wil ook by sê ek het nooit 'n pa
figuur gehad. My ma het weer getrou met 'n ander man. So hy was 'n stiefpa, maar hy kon nie regtig die pa wees as wat ek gesoek het nie. So in daai hele periode wat ek groot geword het met 'n man wat my stiefpa was, het ek dan van die rails afgegaan. En so het ek beland met dwelms doen, rook, drink, verskriklik baie gedrink. En toe eindig ek op in 'n verkeerde verhouding waar 'n vrou my actually ge-abuse het. Ek weet dit klink baie snaaks vir 'n man om te sê hoor jy maar 'n vrou abuse hom, maar ek was op daai tyd op baie verkeerde plek gewees en met die het ek uit dit uitgekom. Ek het my lewe vir die Here gegee en ek het opgeëindig om haar te ontmoet en ons is nou in George vanaf Johannesburg en ja, ons is nou hierso. Awesome. Hallo julle, my naam is Monique. Ek is 'n besigheidseienaar. Ek is die genade so goed vir my en ja, ek kom van Ermelo, baie arm. Ons het agter op 'n plaas gebly in 'n beestal vir meeste van my lewe. Meeste van ons lewe het ons eintlik maar rondgetrek. Ons het nie 'n huis gehad nie. Ons het altyd maar in 'n kamertjie gebly of in 'n garage. Meeste van die tyd was daar nooit 'n bad of 'n toilet nie. En ja, dit ons het net so arm groot geword. Daar was 'n tyd wat ek onthou wat die eienaar van die plaas, hy is obviously baie welaf geweest en hy het altyd groente en vrugte laat aflaai vir sy varke en ons het gehardloop net om kos te kon kry. So van baie arm groot word tot waar ons nou is dit net genade en ja, alle eer aan die Heer. Amen. Ek weet voordat jy vir Shannon ontmoet het jy ook behalwe jou groot maak, het jy ook baie dinge in die lewe deurgegaan. Kan jy 'n bietjie vir ons vertel van dit? Ja, dit is van my kinderlewe waar my pa substance abuse gehad het, waar hy eintlik maar sy meer was, maar eintlik onbeheerbaar. Hy het sy eie kinderlewe het hy deur baie gegaan, so hy het in dwelms en goed ingeval en ja, op die einde van die dag was hy verslaaf aan baie goedjies en ja, hy het ons verniel, hy het ons abuse en ja, ek het groot geword in 'n huis wat baie abusive was en ons het, ek het op 'n punt gekom in my lewe, ek was so 17 jaar oud geweest waar ek gekom het, waar ek besef het, ek vat nou alles in my eie hande en dit is so gevaarlik, because the word says, do not lean on your own understanding, and I did, en ek dog, ek gaan met trou en hier uitkom, en in 'n beter plek moet wees, maar toe trou ek iemand baie slegter as my pa. En ja, ek het net hy het in daai verhouding was ons ook, dit was 'n baie slegte, toxic, abusive verhouding geweest, want ek het obviously gesoek na wat ek in my pa gesien het, sonder geweet het. En ja, toe het ek die grootste fout van my lewe gemaak. Ja. Wow. En hoe het julle toe ontmoet? Moet ek wat? Ek het actually sy hare gedoen en hy het my ge-invite na 'n kerk toe, maar dit is nou na my verhouding met die vorige man. Ek moet net sê ek moes my hare gaan sny het. En ek het toe ingestap in die salon en ek het dog jette, maar ek het nie geweet hulle stel modelle aan om hare te sny. Ja, vertel my 'n bietjie meer van jou verhouding met Jesus. Het jy in jou eerste verhouding, jy groot geraakte verhouding met Jesus gehad en wat is die belangrikheid van 'n verhouding met Jesus in 'n mens se lewe? Veral want baie keer kan jy in huwelik en in verhouding sit en dan is die rede hoekom jy in 'n verhouding sit, jy dink is liefde, maar dit is nie liefde nie. Wat kon jy geleer het uit al hierdie dinge uit? Hoekom is dit belangrik om Jesus jou kern te maak in jou lewe? So toe ek 'n kind was, toe was my pa mos nou op en af met sy emosies en sy meer. So hy was een oomblik 'n volle Christen en dan die volgende oomblik heeltemal teen Christendom. En hy het dit duidelik gemaak. So hy sal ons Bybels opskeer voor ons en ons mag niks meer praat oor die Here nie. So dit was 'n verskriklike rollercoaster geweest, maar
tog as 'n kind, ek onthou dat ek altyd net gaan sit en gesê, Jesus, hou my vas. Hou my net vas, want ek was in so 'n moeilike plek in my lewe gewees en hy het my altyd vasgehou. Hy was altyd daar, hy was altyd present en net ek het altyd sy presence gesoek as 'n kind en ek weet nie eintlik hoe nie, ek weet nie hoekom nie, maar ek het hom werklik gesoek. En hy was regtig daar vir my gewees. Dit was eers toe ek nou my eie kop volg en dink ek moet nou try om uit die huis uit te kom wat ek eintlik van die pad af geval het. En dit is waar my pad met die Here eintlik maar 'n bietjie kant toe gegaan het. En Was jy lank vasgevang in die verhouding geweest voor jy uitgekom het? so 2,5 jaar, ja. Dit was 2,5 jaar van physical abuse, emotional abuse. Hy het my toegesluit, hy het my baie verneel, seksueel. Hy het baie goed verwag van my wat deure oopgemaak het vir die enemy en ek het in daai tyd het ek ook gesukkel met selfmoord want my ma het altyd daai selfmoord pleeg. So dit was die eerste ding wat ons voorgaan is mos wat deurkom deur daai route. So selfmoord was my ultimate go-to. Alhoewel ek geweet het dis nie van die Here af nie, dat dit was so sterk, dit het so beheer gevat oor my. En ja, so As jy nou kyk na jy en Shannon se huwelik, Shannon kan ook inkom by dit. Want hy het ook sy storie waar hy kom. Ek kan sien Jesus is die senter van julle lewe. Alles gaan oor Jesus. Hoe kan jy ander mense aanbeveel as ons kyk na julle lewe? Wat maak dat julle so suksesvol is in julle lewe, in julle huwelik? Jo, ek sal sê van my kant af is dit net genade dat ek werklik ek soek werklik die Here en ek het op 'n punt gekom in my lewe waar ek besef het ek gaan hel toe gaan. Ek gaan doodgaan en ek gaan hel toe gaan want ek was baie siek. En ek het net besef soos my lewe moet rooted wees in Christ en ek moet hom soek deur alles en daar's 'n pastoor in 'n tydperk wat ek kanker gehad het. En dit is so amazing die testimony van die gewas wat weg is want my pastoor het gebid ewen dat ek nie geglo het ek worthy is nie, het hy gebid dat daai kanker moet soos weggaan en dit het. Wow. En dis toe ek werklik besef ek moet die Here soek en daai pastoor het 3 keer van San Antonio afgekom en hy het 3 keer vir my gesê wanneer die duiwel soek jou lewe, hy wil nie hê jy moet lewe nie. En die 3de keer toe ek dit werklik ervaar, toe ek besef, wow, ek moet regtig fokus op die Here en rooted wees in hom, want as ek nie is nie, dan gaan ek heeltemal wegval. En dit is waar ek en Shannon ook net so rooted is, saam bid oor dinge. Ons respekteer mekaar, ons respekteer die Heilige Gees so in ons verhouding en met elke ding wat ons deurgaan. So ek dink dis wat ons so mooi maak saam. Ek wil ook maar net sê, jy weet, toe ons mekaar leer ontmoet het of leer ken het, was daar 'n tyd wat met alles wat gebeur het in haar verlede, sy het dit nou nie genoem nie, so is dit okay as ek maar net noem, jy weet, sy het toe weggekom van jou af en in daai tydperiode of haar periode het ek saam met haar gestaan om interdikt in die ou te kry want hy was actually baie abusive en ek het first hand gewitness hoe dit gebeur. En toe met die wat sy met hom skei het, ek en sy toe 'n pad saamgestap, maar dit was nie die intensie gewees om met mekaar te wees nie. Dit was letterlik net soos 'n vriendin vir my wat ons gesê het oor ons gaan nou saam stap. Maar in hierdie periode het daar gevoelens gebeur en ek het letterlik gevas vir haar. Ek het soos van Here, hier is 'n vrou wat hier voor my staan. Ek moet weet, is sy die een want ek kom nou net uit 'n abusive relationship myself uit. Is sy die een vir my? En gaan ek will I be able to handle what she's going through at this moment? Want sy was verskriklik siek geweest met die epilepsie. Ek bedoel, dit was baie hard vir my geweest om te sien hoe sy sal eendag net val en sy sal ruk en sy sal snak in haar asem en ek soos van, wat gaan aan? Sy is besig om dood te gaan. Dit is wat deur my kop gegaan het. En ek was nie bereid op baie oomblik om te sê hoor ek gaan met hierdie kan deel soos wat ek verder aangaan my lewe nie en ek het gevra vir Here na 3 dae se vas hoor am I able to go through this for the rest of my life if I choose her en is sy die een van my en na 3 dae se vas het ek gevoel Here sê vir my yes she is the one but be careful maar ek het nooit geweet hoekom nie. Wanneer is dit miskien vandag 'n vrou of
miskien hulle kinders of iemand wat in 'n huwelik is of nie in 'n huwelik is nie, wat vasgevang is in 'n lae selfbeeld of miskien ge-abused word emotionally, physically, wat miskien in 'n huis is tans of wat al reeds uit die huis uit is, maar dit speel aanhou af in hulle kop as 'n dame. Want die Here het die vrou gemaak sodat 'n man, die man vir haar moet lief wees. Die enigste manier hoe die vrou se potensiaal kan uitkom is wanneer die man lief is. Die Bybel sê die man moet die vrou liefhet sodat soos Christus die kerk liefgehad het. En baie keer soek ons as mans die mooiheid in 'n vrou, maar ons gee nie vir hulle die liefde nie. En miskien sit die baie dames vandag wat ander maniere probeer. Wat sal jy vir hulle aanbeveel? Jy het uiterlike mooiheid, skoonheid, maar jy was gebreek binne in jou en dit het vir jou lae selfbeeld gegee en ek weet dit was seker nie maklik om vir Shannon te vertrou in jou lewe nie. So as jy vir iemand vandag wat 'n vrou is hier kan raad gee uit jou lewe uit, wat sal jy vir hulle sê? Ek sal sê want ek het uit 'n huis gekom waar my pa my verniel het, waar hy ook eintlik nou maar abusive was en dan ook nou getrou in 'n huis en waar daar abuse was. En so dis al wat ek geken het. Eers het ek gedink dit is al hoe dit moet wees. Dit is hoe dit moet wees. 'n Man moet nou maar 'n vrou verniel. En toe ek vir Shannon ontmoet het, besef ek die mooiheid daarvan, die mooiheid hoe hy na my kyk, hoe lief hy is vir my, hoe hy my net respekteer. Hy is werklik daai godly husband. So dit was eintlik vir my verbasend om dit te experience want ek het nie groot geword met dit nie. Maar ek sou sê die beste was vir my daai vertroue wat jy sê wat gebreek is. Ek het hom nie vertrou nie. Ek het gewag vir daai dag wat hy my gaan seermaak. En ek het nie enige man vertrou nie. En ek het net besef, ek het begin bid vir hom, vir die man wie hy is. En ek het gesê, Here, soos ek is nie perfek nie, maar ek het 'n hele boek uitgeskryf, letterlik 'n hele boek en ek het elke dag oor hom gebid. Hy is loyal, hy is godly, hy soek die Here met sy hele hart, meer as wat hy my soek. Ek het al hierdie goeders oor hom gebid elke dag en scripture oor hom gespreek vir daai vrees om eintlik dood te gaan en vir my ook net om daai nuwe lewe te sien in liefde wat ek nooit gehad het nie. So ja, ek sou definitief sê en dan counseling het my werklik gered. Ek dink counseling het my lewe gered. Dis waar my suicide weggegaan het, my epilepsie weggegaan het. My counselor het werklik so met my gevas. Sy het so met my deliverance gedoen. Want dit is maar 'n stronghold in ons lewe, is ons minds. En we need to take our thoughts captive. En wat ons dink oor onsself en wat die Here sê oor ons. So ek moes heeltyd terugkom na die scripture, wat sê die woord vir my oor myself. En ek dink enige vrou wat in 'n moeilike situasie is wat die woord sê oor jou. En in abuse is ja, om eerlik met jou te wees, ek kon nie 'n ander pad sien behalwe om uit daai verhouding uit te kom nie, want dit sou my vernietig het, spiritually veral, omdat hy nie 'n Christen was nie, en hy ook nie bereid was om daai roete te gaan nie. Dink ek, daar was nie 'n ander opsie nie, maar ek dink op die einde van die dag, is dit net om naby aan die Here te bly, naby Jesus mense te wees, counseling, en ja, be rooted in Christ, soek sy presence. Amazing. Ek hou van wat jy gesê het, is wat het jy neergeskryf van jou man, hoe hy moet wees, en jy het gespreek en jy het gebid oor hom. So ek wil vandag vir dames wat miskien met pyn sit, wat nie meer glo in liefde nie, of jy's in 'n huwelik en jy glo jy gaan nie weer, jou man sal jy nooit weer lief kan kry nie, of jy voel, nee, wat die liefde is maar net 'n bog. Skryf neer spesifiek van die Here wat jy verwag. Skryf dit neer en bid oor dit. Profeteer oor jou man se lewe, profeteer oor die toekomstige man se lewe, van jou lewe, dat jy jou kan lief hê. Want die enigste manier hoe jy gaan uitstaan, is wanneer ons mans ons gaan lief het. So Shannon, ek hoor van jou kan, en ek is bly jy het opgestaan vandag. Ja, dis die waarheid wat jy sê, daar is mans wat ook ge-abuse word. So wat sal jy vir 'n man sê wat abused word? Want baie mans wil nie praat nie, hulle sê big boys don't cry. Imagine, jy gaan nou vir mense sê, "Yesterday my vrou abuse my," of wat gaan hulle van my dink? Maar dit kan vir jou as 'n man afbreek. En dit kan maak as jy in 'n volgende verhouding gaan, dat jy die vrou wil afbreek, en wanneer jy kom met daai mindset in, en die keer gaan dit weer gebeur, en dan mis jy die liefde met jou volgende vrou. Jy kon daai mindset saam na Wanik toe gebring het. Die keer gaan jy my nie kry nie. Maar wat het jou verander, en wat kan jy vir ons
as mans vandag sê? Ek moet net vir julle sê, in die begin van ons verhouding, sy het dit actually so mooi gestel, maar dit was eers na die tyd wat dit gebeur het. So, toe ons by mekaar gekom het, was my verhouding met haar vir die eerste rukkie nie goed nie. Dit was glad nie gesond nie. Omrede ek as 'n man, ek was baie liefdevol met almal, ek het met baie mense gekommunikeer daai tyd, maar toe ek ge-abuse was, daai tyd deur 'n vrou fisies ge-abuse was, het ek vir myself gesê nooit weer nie, soos jy nou gepraat het van. Ek het gesê nooit weer nie. En toe ek en sy by mekaar gekom het, was daai ding van, ek het woede gehad. Ek soos van, jy sal nie in my gesig kom nie, ek sal vir jou wys, ek is man. En dit was die verkeerde houding om te hê. En sy het nou ook gepraat van counseling. Ek dink counseling is baie, baie belangrik. As jy sukkel met ietsie, ek weet vir 'n man veral, is dit baie moeilik om te praat, want as 'n kind, as jy groot word, was altyd weer gesê, ag man, bly stil, word groot, hou dit vir jouself, maar daai wat jy dink het jou gehelp as 'n kind om 'n muur om jou te bou, was actually, dit separate jou van jou actual God-giving future. En dit is wat ek gedoen het. Ek het begin vir my 'n muur opbou, en die enigste manier hoe ek dit kon hanteer of dit afbreek, was om counseling toe te gaan. En die storie van haar wat gebid het vir my. Ek het op baie boeke gekom, Clifford, hoor jy, my hart, toe ek het sien, my oë was vol trane. Ek dink vir 'n man spesifiek, jy moet daai beeld wees van Christus, want as jou vrou vir jou kan bid, ek dink soveel deure sal oopgaan vir jou, want ek kon dit nie self doen nie. Ek kon dit glad nie self doen nie. But the moment I surrendered, en ek dink vir baie mans hier, ons is baie sterk in ons gevoelens. Jy moet op haar level kom. Ons is nie dieselfde nie. En dit is waar ek geleer het, hoor jy, ietsie verander, ietsie moet breek. Ons moet nou mekaar lief hê. Baie dankie Shannon, baie dankie Wanik. Kom ons gee vir hulle 'n lieflike hande klap. Amen. Wanik, kan ek vir jou vra om net vir ons vrouens, asook vir die mans, net saam met ons te bid asseblief. Thank you so much, Father God, that you are with us in our midst. Father God, your word says that where two more gathers, there you are in our midst. So, Father God, we just want to honor you first in this day, in this time. And Father God, I just want to pray quickly over all the women and all the men and all the relationships, Father God. I pray today that you will completely take over, Father God, that your presence, Holy Spirit, that you will dwell in this place, in everyone's hearts, in everyone's just houses, Father God, and that you will take away what causes them to stumble and fall, and what pauses them from having a relationship with you, Father God. And I just pray that everyone that's going through a tough time, Father God, we never know why they are going through it, or we will never maybe understand, but it's not there to break them, but to build them, Father God. And I just pray absolute favor over everyone, your love and your blessings, Father God, and that you will just take over and reveal your perfect plan of purpose for them. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Kom ons gee vir hulle 'n lieflike hande klap. Baie dankie Shannon. Familie, laat my toe om net die volgende 5 tot 10 minute. Dit is regtig 5 tot 10 minute saam met u te deel. Ek het vir u gevra vanoggend, what does love got to do with it? En die ander vraag wat ek u wil vra vanmôre is, from which script are you currently living from? From which script are you currently? Ek praat nie van 'n Bybelvers nie, ek praat van from which script? Because all of us, baie van ons wat hier sit vandag, lewe vanaf 'n plek. En die storie wat jy geskryf het oor jouself, of die storie wat ander mense oor jou lewe geskryf het, is daar die storie nog relevant vandag in jou lewe? Is jy miskien 30 jaar oud, 20 jaar oud, maar jy lewe vir 20 jaar dieselfde lewe, omdat jy nie bewus is van die skrip waar jy vanaand af lewe nie, soos Wanik en Shannon vandag met ons kon gepraat het. Miskien lewe jy nog die lewe wat jou ouers gelei het, miskien lewe jy die lewe wat in jou gemeenskap aangaan. Maar die woord van die Here sê, die seun van die mens het gekom, Jesus Christus, sodat ek en jy kan lewe en oorvloed van lewe kan hê. En die vyand wil ons vashou, en hy wil vir ons sê dat die liefde bestaan nie. Die vraag is ek reactief? Am I a reactive person? Or am I a proactive person? It means when I'm a reactive person, I am dream walking. It means life happened to me.
I'm just reactive. When somebody do something, I just respond without thinking. Ek dink nie oor wat gaan gebeur nie. As ek 'n man sien, as ek 'n vrou sien, as ek 'n kerk sien, as iets met my gebeur, then I am reactive towards that. Or am I a proactive person? I'm living my life with Jesus Christ. I am proactive with Jesus. I think before I act. I'm not just acting. En baie van ons lewe wat ons deurgaan, lewe ons in 'n reactive way. Ons lewe nie, we only exist. But God wants us to live. We don't like to die lewe wat ons ingaan is 'n moeilike lewe, maar ons is nie bewus van hierdie lewe wat ons ingaan nie, because we are so caught up in things that doesn't exist anymore. As ek vir jou vanmôre vra, dink oor liefde. Wat gaan in jou mind aan? Wat beteken liefde vir jou en wat beteken liefde vir my? Miskien is die vraag, is love real? Can I be loved? Wonder as iemand my liefhet, wat wil hy of sy van my af hê? Ek wonder as ek by Hope Family inkom en almal groet my en almal smile met my, wat wil die kerk van my af hê? Ek weet nie wat in jou kop aangaan as jy die woord liefde hoor nie. Ek weet nie of die woord liefde jou seer maak nie. Ek weet nie om jy wil nie meer lief hê nie want jy is bang, daar gaan weer weggehardloop word met jou hart. Maar ek is vanmôre hier om vir jy die goeie nuus te gee. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun vir jou en vir my gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan behê. Ek wil die volgende 2 skrifte net met u lees, en ek bid dat die Heilige Gees dit self sal openbaar in die lewe, want as jy hierdie skrifte lees, is dit onmoontlik om dit self te beoefen in jou lewe. You only need the Holy Spirit. You only need to surrender to the Holy Spirit and say, Holy Spirit, I surrender to you. I give my everything to you, because without you, I can do absolutely nothing. Ek het op 'n vorige keer gebruik gemaak en gesê oor die dors wat 'n mens het in jou lewe. As jy uitgaan of jy gaan draf en jy's moeg, jy kan maar gepaard het en as jy wil terugkom, miskien wil jy dit regmaak met 'n Coke, miskien wil jy dit met 'n Fanta, miskien wil jy dit met 'n ander drank, wil jy dit regmaak, maar daardie dors word net nooit geles nie. Miskien is jy op soek na liefde en jy het al op baie verskillende maniere liefde gaan soek, maar jou dors word dit nooit geles nie. En net soos met as jy dors is in die fisiese lewe, is dit net water wat jou dors kan les. Niks kan jou dors les nie. Net so in jou eie lewe. Miskien het jy 'n hobby begin in die lewe. Miskien het jy al dit gedoen in die lewe, maar daardie dors, daardie hinkering is nog steeds in jou. En dit is net Jesus wat daardie dors in jou lewe vandag kan les. Ons kan alles probeer in die lewe, maar as ons nie Jesus in ons lewe het nie, gaan dit ons nimmer baat nie. Ons kan vir counseling gaan, ons kan vir life coaching gaan, ons kan vir opinies gaan, ons kan vir wat gaan, maar sonder Jesus sal dit ons elkeen wat hier so sit vandag nimmer baat. Laat my toe om die volgende skrif saam met die te lees. Wat is liefde regtig? Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It's not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of the wrong. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. Nou hierdie liefde lyk onmoontlik, want ek weet nie van u af nie, maar ek sukkel om by al die liefde uit te kom. Nou as ek vandag miskien patient met my vrou, dan ontbind die kindness in my lewe, dan is ek nie te kind met iemand anders nie. Of ek is kind buite met u wat hier so staan, en as ek by die huis kom, as ek nie kind saam met my vrou nie, dan wil ek nog net die hê. Dan vra ek vir die Here, maar hoe gaan ek al hierdie dinge kry? En hy sê vir my seun, ek soek nie perfekte mense nie. Ek soek mense wat najag na hierdie liefde. Hy sê, you know what, my son, you will never be able to do it on your own. So stop trying to do it on your own. Just allow me to do it for you. En dit wat die Here vir iemand sê vandag,
Miskien voel jy soos 'n mislukking. Miskien voel jy sê elke dag patient nie. Jy sê elke dag kind nie. Dit voel miskien jy word nie elke dag easily angered nie. Vandag raak ek nie kwaad nie, maar môre is ek weer op daai vlak. Die Here sê van nou tyd is verby dat die vyand vir ons manipuleer. Hy wil vir ons laat voel soos 'n failure. Hy wil jou laat voel dat jy nooit hierdie liefde kan ervaar in jou lewe nie. Maar Jesus het vir jou gesterf en vir my, sodat ons hierdie liefde kan ervaar in ons lewe. Word waaksaam vir die aanvalle van die vyand oor julle lewe. Jesus, ons gaan nie perfek wees nie, maar solank ons streef na perfektheid. Ek het vanmôre vir iemand gesê, en ek gaan nie name noem nie, jy kom nie kerk toe as jy gesond is nie. Jy moet kerk toe kom wanneer jy siek is. Want as jy gaan wag tot wanneer jy gesond is, sal jy nooit in die huis van die Here uitkom nie. As jy gaan bang is wat mense vir jou gaan sê, it's okay what they think, but the most important thing is, what does God think about you? God, He died for you. God, He died for me, so that we can experience what true love really is. As God na ons kyk jy met 'n glimlag. Al maak ons hom seer, hy sê ek is nog steeds lief vir hulle. I'm not going to be angry with them for too long if they just call upon my name and I will save them. Ek hou van die laaste skrif wat ek wil deel, 1 John 4 vers 7 tot 8. Hy sê, dear friends, let us love one another, for loves come from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Dit is nie 'n opsie om lief te hê nie. Maar die Here sê as julle my liefhet, sal julle mekaar liefhet. En nie die liefde van die wêreld nie, nie die liefde as jy vir my iets doen, gaan ek dit vir jou doen nie. I love you because God loves me. I love you because Jesus has sacrificed His life for me. That's why I love you. I love you with your flaws. I love you in your weaknesses. I love you when you say you love me. I love you when you say you don't love me. I just don't know why I humanly love you, but in my mind and in my spirit, I know I love you because Jesus loves me. And if you want a thing to happen in your own life, be the thing. Don't wait for the thing to happen. If I want people to love me, be love, because love attracts love. I cannot sit and wait for those people to love me and say, hulle kom nie reg nie, hy hanteer my so, sy hanteer my so, kyk hoe kyk hulle my aan. Die vraag is, hoe kyk ek hulle aan? Kyk ek hulle aan deur die oë van Jesus? Kan ek hulle vergewe? God is bringing people on our ways, not to reveal them to us, but to reveal us to ourselves. I'm going to say it again. Things and people come our way, not to reveal them to us, but to reveal ourselves to ourselves. Because God wants to show us what is still inside of us. Do you still see people through my eyes, my children? Don't give up, because I did not give up for you. Kan ek vir u vra om op te staan vanmôre? Ek weet nie wat jy dink van liefde vanoggend nie. Ek weet nie jou situasie, waar jy gaan in die lewe nie. Ek weet nie waar soek jy liefde in die lewe nie. Maar jy gaan lang soek vir die liefde. Maar is net Jesus wat baie naby jou is, wat vandag vir jou daar die liefde kan gee. Ek weet nie waar jy vasgevang is vandag nie. Ek weet nie of jy in regret vasgevang is nie. Ek weet nie of jy die liefde van jou pa sien, wat hy van jou ma gedoen het, because our minds only work in pictures. Let me tell you that. Our minds is doing recordings every day. Jy hoef nie iets te hoor nie, maar as jy dit gaan sien, record your mind. Ek weet nie watter prentjie of watter skrip hardloop nou nog in jou mind en jy lewe vanaf daardie skrip nie, maar Jesus is vanoggend hier om jou skrip te rewrite. Jesus is vanoggend hier om jou verlede te verander. Jesus is vanoggend hier om jou te herstel. He wants to give you a new name. He's here to restore your marriage. He's here to restore your relationship. He's here to restore your finances. He's here to restore your community. But you need to surrender this morning, because He cannot enter. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en ek sal saam met hom maaltyd hou. Jesus wil saam met iemand maaltyd hou vandag. Jesus is not just a myth. Hy is net 'n storie uit 'n boek uit nie, but He's the author and He's the finisher of our life. And He's in this place today. Just for you to be here is already victory. Miskien wou jy nie vanoggend nie gewees het nie, maar jy is hier vandag. Jy's alreeds meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat vir jou die krag gee. Geef vir jouself 'n lieflike hande klap, man.
What the enemy meant for harm in your life this morning, die vyand wou jou nie gehad het vanoggend nie. Hy sal alles probeer om jou nie hier te wou hê nie, want hy wil nie hê jy moet die boodskap van die verlossing hoor nie. Die verlossingsboodskap is die liefde. Al sal ek die tale van engele praat, al sal ek die geloof het om berge te versit, maar ek het nie die liefde nie, sal dit my nimmer baat nie. As Nick en Shannon nie besluit het, dat hulle Jesus hulle middelpunt gaan maak het nie, sou hulle huwelik vandag miskien nie, dit sou nie so gewees het nie. As ek en Emerensha nie besluit het, om ons huwelik die middelpunt te maak het nie, dan sou ek en sy vandag nie gewees het nie. Ons sit gestaan en ons eet en ons sê, Emerensha, sê ek vir om te dink die vyand het alles probeer om ons uit mekaar uit te kry. Dis mense wat vir haar gesê het, jou huwelik is in elk geval op die rotse. Hulle het dit aan vir haar gesê, ek weet nie hoekom klou jy so nie, en wat Emerensha gesê het, wat die Here by mekaar gevoeg het, sal niemand uit mekaar uitneem nie. En net soos wat Nick neergeskryf het Emerensha neergeskryf, sy het gebid, en kyk vandag in my lewe, ek wil vir ons 'n vrouens challenge vandag, lê by die voete van die Here. Jong meisies, julle wat nog nie mans het nie, julle is op skool. Spreek in die toekoms in. God, I want to do my exams now. I don't want a man in my life, but when I'm 25 or 27 or what, this must be the man, God. This must, en moenie vergeet jy moet 'n goeie inkomste ook hê. Nie net bekeer wees sê, want jy kry bekeerde mans wat by die huis lê, hulle wil nie werk nie. Hulle moet kan werk ook. Sê Here, hy moet lief wees vir werk, Here. Here, hy moet hom werk vir my, Here. Nee, soos Rens en jy werk was vir my. En dit wat die Here vir ons elke net vandag hierso. Terwyl ons ons oë sluit vandag, wil ek 'n uitnodiging maak vir iemand wat miskien nog nooit die Here in julle lewe aangeneem het nie. Say, God, I'm going to try it today. I heard so many people talk about you, but I want to surrender my life this morning to you. If you're somebody this morning, you can just raise your hands and we can pray with you this morning. Dat ons sien vir wie ons vanmôre kan bid. Thank you, Jesus. Sien die hande in die agterkant wat opgaan in die middel. Thank you, Jesus, for the hands. Ons sien dit langs die kant. 2 hande gaan op. Thank you, Jesus, for the hands, Lord. Ek wil hê ons as gemeente moet saam met hulle bid vandag. En kom ons doen dit nie as 'n resitasie nie. Sien die hande langs die kant. Ons doen dit nie net as wie hy gebed nie. Nou. Die Bybel sê jou woorde sal nie ledig terugkeer nie. So let's speak life. Let's speak life and not death. Let's speak love over one another. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanmôre na U toe. En ons gee ons lewe oor in U hande. Here, ons vra om vanmôre, my God, Here, dat U ons sal vergewe van ons oortredinge. En ons neem U aan as ons persoonlike saligmaker in die naam van Jesus. Amen.